Jakobus 3 vers 1 tot 12. My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is strenger as die ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose, kwaadvol, dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vervloek ons die mense wat as beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Brak fontein kan mos nie vars water gee nie. Het jy al ooit jou mond verbygepraat? Ja, natuurlik gaan jy vir my sê ek het dit al gedoen, want almal van ons struikel in wat ons sê. Dis waaroor Jakobus hierso skryf. Jakobus sê die tong is geweldig kragtig en die tong is geweldig gevaarlik. Hy sê, soos wat 'n mens vir 'n perd 'n stang in die bek sit en jy daardeur die hele perd onder jou beheer stel, en soos wat jy 'n skip het met 'n roer, en al is die roer klein, beheer daardie roer die skip waarheen hy gaan. Hy stuur die groot skip. Hy sê, so is ons tonge, ons monde, verskriklik belangrik. Dit is 'n klein deeltjie van ons liggame, maar dit het so groot, magtige invloed op ons lewe. Jakobus sê, die tong is soos 'n klein vuurtjie. As jy 'n vuurtjie trek, daar's 'n klein ou vlammetjie. Maar weet jy, daai klein vlammetjie, as dit in die veld beland, in 'n droë gras, kan dit 'n groot veldbrand veroorsaak wat lewens vernietig. So is die tong ook. Hy's klein, hy lyk onbenullig, maar hy het geweldig baie krag. Hy kan mense so seer maak. Ja, ons weet, ons kry seer wanneer mense dinge vir ons sê, dinge van ons sê, maar net so moet ons weet, ons kan ander mense so bitter seer maak deur wat ons sê, deur die manier waarop ons praat. Daarom is dit belangrik om 'n wag voor jou mond te plaas. Daarom moet ons let op wat ons sê. Jakobus sê, ons loof die Here met ons monde, ons sing lofliedere, ons bid tot die Here, maar met daai selfde mond vloek ons, skinder ons, praat ons lelik van ander. Dit mag nie so wees nie. Hy sê, hoe kan 'n mens met jou mond lof aan die Here toebring en met daai selfde mond ander mense, kinders van God, vervloek en hulle beskinder? Dit werk mos nie so nie. 'n Fontein kan tog nie brak en soet water uit dieselfde oog laat opborrel nie. 'n Vyeboom dra tog vye, hy dra tog nie olywe en ander vrugte nie. 'n Druiwestok dra druiwe. Daarom moet ons die vrug dra, die vrug wys, die vrug vertoon van die Heilige Gees wat in ons is, deur die woorde wat ons sê, deur die manier waarop ons praat. Kom ons vra vir die Here om vir ons daardie krag te gee, om 'n wag voor ons mond te plaas. En kom ons vra vir die Here om ons te help om vandag net te praat wat opbouend goed en reg is. Here, vergewe my dat ek dikwels so maklik praat, so dikwels dinge sê wat ander kan seermaak. Ek bely dit voor U en ek vra, wees U die wag voor my mond. Help my om my mond te gebruik, om U te loof, om U groot te maak, om positief te praat van ander mense en hulle nie af te breek en seer te maak nie. Ek bid dit in Jesus se groot en wonderlike naam alleen. Amen.